Hallo graad 9's, ek hoop het gaan goed. Graad 9's, ons het in die vorige video gekyk hoe om die standaardvorm van 'n reguit lyn te kry in die vorm y is gelyk aan mx plus c. So nou gaan ons kyk na die teken van die reguit lyn. So ons gaan eers kyk na die tabelmetode. So, kom ons gaan kyk. Die tabelmetode, ekskuus tog. Ons gebruik die tabelmetode om die koördinate te kry om die reguit lyn te teken. So het ek vir julle 'n voorbeeld gegee van die tabel. Dit hang af wat jou onderwyser of onderwyseres vir jou gee. Ek gee vir my leerders altyd van -2 tot by 2 of jy kan van -1 tot by 1 gaan. Dit hang af van die waardes wat jy in die tabel sit. So hier het ek vir julle geskryf, x is die onafhanklike veranderlike. Nou hoekom is dit die onafhanklike veranderlike? Want ouens, jy kies die waarde wat jy in x se plek moet invervang. OK. Nou waar y die afhanklike veranderlike is, want y gaan afhang van die waarde wat x wat jy invervang. OK. So die y gaan afhang van die waarde wat jy hierin vervang. Is julle reg? So julle gebruik die x-waarde om die y-waarde te bepaal. So kom ons gaan kyk gou na 'n voorbeeld. So my eerste voorbeeldjie wat ek hierso vir jou het is y is gelyk aan 2x plus 4. OK, sien julle? So nou, in hierdie som, oralste waar daar x is, sien julle my tabelletjie, hier is al my x-waardes wat jy moontlik het. OK, so oralste waar daar x is, moet ek -2 in vervang, -1, 0, 1, 2. So kom ons gaan kyk gou na dit. So y is gelyk aan 2, daar is die plek van my x. Ek gaan nou net vir julle ander kleure gebruik dat jy kan sien. So daai x-waarde, my eerste x-waarde wat ek in vervang is daai -2 plus 4. OK. So 2 maal -2 gee vir my -4 plus 4 en dit gee vir my 0. So my eerste koördinaat hierso. So my eerste een is 0. OK. So die koördinaat wat ek hier nou kan skryf. Kyk gou. My x-waarde is -2. My y-waarde is 0. OK, so daar's jou eerste stel koördinate. Kom ons gaan kyk na die volgende ene. Nou gaan ek -1 in vervang. So y is gelyk aan -2 maal -1. Ekskuus, ek sien ek het daar minus gesit. Ekskuus julle. Nie want ek dit gedoen nie. So dit is 2 maal -1 plus 4. So 2 maal -1 gee vir my -2 plus 4. So my antwoord is 2. Sien julle? Kom ons skryf sy koördinaat. My x-koördinaat is -1. My y-waarde is 2. OK. Kom ons gaan kyk na my volgende ene. Nou vervang ek 0 in. So y is gelyk aan 2 maal 0 plus 4. So y is gelyk aan 0 plus 4. So my y-waarde is 4. So kom ons gaan skryf my koördinaat neer. So my x-waarde is 0. My y-waarde is 4. OK, kom ons gaan kyk na die volgende ene. Nou vervang ek 1 in. Soos 2 maal 1 plus 4. So 2 maal 1 gee vir my 2, plus 4 gee vir my 6. OK, so kom ons gaan skryf sy koördinaat neer. So my eerste een is 1, 6. Kom ons gaan kyk na die volgende ene. Nou vervang ek 2 in. So y is gelyk aan 2 maal 2 plus 4. 2 maal 2 gee vir my 4 plus 4 gee vir my 8. OK, daar is hy julle. Kom ons gaan skryf sy koördinaat gou neer. My x-waarde is 2, my y-koördinaat is 8. Kyk, ekskuus tog. Kom ons gaan teken hom gou op die kartesiese vlak. So my eerste ene is my koördinaat -2, 0, so hy is op die as. OK, skryf sy koördinate neer. Volgende ene, sy by -1, 2.
Volgende een is hy by 0, 4. By volgende een is hy 1, 6. Volgende een is by 2 en 8. So as jy nou klaar al jou koördinate nou ingeskryf het en jou kolletjies getrek het, gaan jy dit nou verbind. Okay. So kom ons gaan teken my reguit lyn, verbind my kolletjies. Sorg dat altyd daar pyltjies op jou grafiek is, want jy weet nie tot waar hy aangaan nie. Skryf altyd jou vergelyking op jou grafiek neer, dit is altyd baie belangrik. Sorg dat jou asse benoem is die x-as en die y-as, dan weet jy het alles gedoen. Ok, julle kom ons gaan kyk na die volgende voorbeeldjie. En ouens, om julle self te toets, jy sien jy het 'n positiewe gradiënt, so jou lyn moet ook opgaan van links na regs. Ok, kom ons gaan kyk na voorbeeld 2. Nou weet ek het 'n negatiewe lyn, so dadelik weet ek my lyn gaan van bo na onder loop. Ok, en dan gaan die y-as sny by 2, so kry dit so lank in jou kop, dit is maklik om dit om van jou grafiek af te lees. So kom ons gaan vervang gou hierdie waardes in. My eerste waardes wat ek gaan invervang is minus 2. Ok, so y is gelyk aan minus maal minus 2 plus 2, kan dit ook in jou sakrekenaar gaan intik. So minus 2 maal minus gee vir my 'n plus 2 plus 2 en dit gee vir my 4. Ok. Minus maal minus 1 plus 2. Minus maal 'n minus gee vir my 'n plus. En 1 plus 2 gee vir my 3. Vervang 0 daarin, so y is gelyk aan minus maal 0 plus 2, so my y-waarde is 2. Vervang 1 daarin, so y is gelyk aan minus maal 1 plus 2, minus maal 1 gee vir my minus 1 plus 2, so my y-waarde is 1. Volgende ene, y is gelyk aan minus maal 2 plus 2, so y is gelyk aan minus 2 plus 2 wat vir my 0 gee, so dadelik weet ek het weer 'n x-afsnit. So kom ons gaan skryf my koördinate gou neer. Hierdie een se koördinate is minus 2, 4, hierdie een is minus 1, 3, die ene is 0, 2, die ene is 1, 1, die ene is 2, 0. Kom ons gaan teken ons reguit lyn. So my eerste kolletjie is by minus 2, 4. Volgende kolletjie is by minus 1, 3. Volgende kolletjie is by 0, 2, ekskuus tog. 0, 2. My volgende kolletjie is by 1, 1. My volgende kolletjie is by 2, 0. Daar is my reguit lyn. Verbind jou kolletjies. Sorg dat daar pyltjies op jou skets is, want jy weet nie tot hoe ver hy aangaan nie. Skryf altyd jou vergelyking op jou skets neer. Skryf jou koördinate, jy kan so 3 koördinate, dit hoef nie almal te skryf nie of 2. Sorg dat jou asse benoem is, hierdie is my x-as, dit is my y-as, dan weet jy het alles klaar gedoen. Ok ouens, dis om my reguit lyn te teken met die tabelmetode.